Goeiedag julle en welkom by episode 2 van Setting the Captives Free. En vandag het ek die voorreg om vir Quentin Fernandes hier by my te hê. Quentin, jy is oorspronklik van Alberton. Jy is nou woonagtig hier in Pietersburg, Polokwane. En baie dankie dat jy saam met ons vandag bietjie gaan gesels. En natuurlik met die doel is net om ietsie daar buite te sit vir jong mense, nie net vir jong mense nie, maar om mense te bemoedig wat hulle self in 'n situasie bevind wat nie ideaal is nie, wat dit ook al mag wees. En net hoop te gee, maar ook hooplik voorkomend kan wees. Dat ons ook 'n boodskap daar buite kan sit wat mense die gevare van die lewe kan verstaan en in die lokvalle wat die duiwel daar buite vir ons stel. En as ons eerder kan voorkom dat iemand daardie pad stap, dan dink ek het ons doel bereik, né? Absoluut. Voordat ons begin, kom ons sluit net die oë en dan open ons met 'n woord van gebed. Liewe Heer, baie dankie dat ek en Quentin hier kan sit en wat ons bietjie kan gesels oor die lewe, waar ons sy getuienis kan hoor en as daar iemand daar buite is wat hoop daaruit kan vind en bemoediging kan kry en kan weet dat elke donker wolk het 'n goue rand. En ons kan deur keuses te maak onsself uit ons situasie uit oplig. Maar dan wil ons ook bid dat daar waar mense op 'n plek is waar hulle hopeloos is, waar hulle dalk ontsnapping soek, wat 'n vorm dit ook al mag wees, mag hierdie video so wees, van so aard wees, dat dit voorkomend sal wees. Laat mense anders sal kies, liewe Heer, en laat hulle eerder U heerlikheid sal soek. Mag U ons nou vry maak, liewe Heer, is ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil dan net begin met 'n versie in Johannes 8 vers 36. En dit sê, Quentin, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle werklik vry wees. So, waar kom Quentin vandaan? Wel, oorspronklik was ek van Johannesburg af. Okay. Ek word groot in die suide van Johannesburg. Ridgeway eintlik. Okay, so Johannesburg opgedeel Ridgeway, Zetterwil, Terfontein, Regents Park. Okay. Ja, dis op my skooljare. Toe ek op Heidelberg op skool op Koshuis, van daar af Parys toe in die Vrystaat. Okay. Ek teruggekom van Parys af, my pa se oorlede in 2003. Ek is terug van Parys af, bly weer in Joburg. En toe 2006 toe gaan ek tronk toe. Okay, so wat se jaar het jy gematrikuleer? Want ons net min of meer die ouderdom hier so. 2007. 2007. Ja. Okay, alright. So jy is nou hoe oud? Ek is nou 38. 38 jaar oud. En jy was altyd jou ma se soetste kind, Koos. As jy so stel, nie glad nie. Okay. Ons is 3 broers. Ja, 3 broers? My oudste broer is nou oorlede in 2021. Steven, dan my ander broer Keith. Ja. En dit is nou ek. Ek is die jongste, ek is die babatjie in huis. Ja. Okay, alright. Jy is die ene wat 'n rowwe pad gekies het in jou lewe. Ek sou sê. Jy het bietjie geëksperimenteer met dinge en dinge gebruik wat 'n mens nie moet eintlik nie. Ja. Hoe dit alles vir jou begin? Waar dink jy hierdie skeidslyn vir jou gekom wat Quentin gesê het, jy's ek gaan nou drank, dwelms, seks en rock and roll gaan nou vir my wees. Waar daai? Weet jy, kom ek as ek so moet dink aan was dit daar's nie 'n presiese tyd gewees nie. Eintlik net stoutigheid. Okay. My pa het gedrink, my pa was 'n whisky drinker. Hy het so 'n bietjie sy dop gesteel, een kant, 'n bietjie sy drank gesteel, 'n bietjie gaan drink saam met die vriende. Ek dink was 8 gewees, my pa my eers gevang rook het. Pas half my lewe gekry. Ek so sigarette geëet het en alles, ja, maar ouder van 13 het ek dit begin vasvat. Ek was by Koshuis gewees, my pa het 'n kontrak besit en ek het dus aan my pa se werkers, wat sy sites gemanage het vir hom. Ek het saam met hulle begin rocks rook. Okay. Ja, my eerste drug gewees by eerste drug gewees begin vat was rocks. Alright. Ek is op Koshuis, van die Koshuis af toe ek in Parys gebly het, toe beval ek ecstasy bo. Dis nou in Heidelberg, né? Ja, ek was op Koshuis in Heidelberg gewees. Okay. Toe ons Parys toe getrek het uit Koshuis uit, toe ek Parys toe getrek het, begin ek ecstasy te gebruik in Heidelberg. Ek gaan Parys in. Jo. Ja, maar ek het so stelselmatig my pa dood was in 2003 Desember op my verjaarsdag. Toe begin ek met Cat. Op my 16de verjaarsdag. Dis so, jy het
Jy het 'n verskeidenheid dinge mee geëksperimenteer. Ja. Hoekom? Ek weet, al die jare het ek gedink, het is maar net, peer pressure gewees, maar ek kan maar so 'n bietjie Engels mos gaan, kan ek nie? You Yes, can, ja, thank you very ja. much. It just makes English makes it much more intriguing to me. Okay. So by ouderdom, ja, dit gebeur het, ek het eintlik gedink is stoutigheid. Dit is maar net peer pressure. But as doing courses and as doing looking, finding myself inner pieces onto, het ek meer het gevind, het is neglecting, het is disobedient, het is mense wat my weggestoot het al die jare. Ek dink ek nie liefde in die huise nie, om my pa so vroeg dood is. My broer was hard op my. Om my broer Keith, hy was hard op my. Nee, hy het my op die regte pad geslaan, ek maak sê so. Om my pa nie meer daar was nie, hy het op die regte manier getraai en op die regte manier bly. Maar ek het gedink, hy punish my. Ek het eintlik meer gedink, hy torture my as punishment. Was dit nie meer 'n vorm van boelie gewees as wat dit Nee, eintlik, my broer, ja, eintlik het was. Van my broer se kant af was dit. Okay. My broer se kant af was dit, maar het is afgekom aan die einde van die nag, my maat my eendag gevra, Quentin, as ek moet doodgaan, my wie gaan nie gaan bly? Ek het 2 broers. My oudste broer, ek en hy was so sout en peper. Ons het alles saam gedoen, ons het drugs saam gebruik. Ons het alles saam gedoen. En my ma die vraag dag toe sê ek vir weet wat, ek sal liewer by Kies gaan bly. Want hy bring rigting, hy het my rigting gebring in my lewe. Okay. Hy het my rigting gegee. Al het hy my geboelie, maar hy het my dan geboelie op die regte manier. Dit kan nog boelie wees, maar ek dink hy het my 'n pak slag gegee vir die regte redes, nie vir onnodige dinge nie. Okay, so Keith was die ene wat die stryd in Narrow geloop het. Ja, met my. Ja, met Okay. my. Okay. Kom ons los dit nou met my. Ja. Okay. Ja, ons almal het maar verlede. All of us we got a past. Doesn't matter which category we're looking at. Doesn't matter how old you are, if you're a pastor, if you're a normal citizen. Everybody's got a past. My broers hulle ook, ek is so, my broers hulle was hard op my. Hulle was, maar hulle wou my die regte manier gehad het. Nou my broers hulle altyd was bietjie in die verkeerde dinge gewees ook op hulle dae. Hulle altyd was bouncers gewees back in die day met al die Johannesburg clubs en goeie so dit. So maar hulle het my die regte manier, hulle het my getraai op die regte manier hou. Okay. Maar ek wou nie hoor nie. Want lekker van min hoor, gaan jy voel. Dis waar het gaan. En so het ek maar gevoel met my jare. 2006 toe ek tronk toe. Hoekom? Hoe het jy daar opgeëindig? Wat het gebeur dat jy in die tronk opeindig? Drugs, Okay. dwelms. Okay, so ek het begin met rocks en so na 'n rukkie van rocks rook en begin ek kyk gebruik het en alles begin gebruik het. Ek het eendag besluit ek gaan my geld terugvat wat ek vir al die Nigerians gegee het. Ek was toe saam met 'n polisieman wat in die force was hy tyd. Ek was saam met hom gewees, sy uniform gedra, sy werksvuurwapen gevat, sy kar gevat met die blou lig. En ek het toe net op 'n robbing spree gegaan vir 2 weke lank. Jo. Nigerians geskiet, mense seer gemaak, my drughuis ingehardloop met vuurwapens. Ja, toe die laaste dag wel die 2 dae net voor gearresteer was, ingehardloop by 'n Nigerians huis, hom geroof, hom geskiet in die been en 2 blokke af toe skiet ek nog 'n Nigerian. Toe skiet ek nog 'n Nigerian dood. Jo. Deur my nalatigheid, my hoogigheid, nie laat, sal ek net meer om het drugs was the influence, me my bad decisions and drugs being the influence of my bad decisions. Jo. En toe, hoe lank is jy in die tronk? Ek was 2006 toegesluit, was 2009 gefonnis, 18 jaar. 18 jaar. 18 jaar, ja. Ek was weer, ek was vonnis, ek was 3 weke in my vonnis in, toe die appel my teruggeroep. Hulle het toe 8 jaar weggevat, my 18 jaar. Toe los hulle my met 10 jaar. Ek het ingegaan 2006, kom uit 2014. Sure. My hele 10 jare. Ingegaan, ek was 18, ek kom uit ek is 27. Jo. Ek is nou presies 10 jaar buite. Hoe lank is jy nou skoon, Quentin? 'n jaar en 'n maand. Wow. 13 maande. Wel dan. Dis die eerste keer dat ek recover. Sure. Die eerste keer dat ek recover van drugs al 24 jaar in addiction. En jy het 'n dogtertjie. Ja, my dogter is nou 10 jaar oud. My lewe, my alles. Sure. Ja, die almagtige Vader my geseën. Weet, ons doen dinge sonder om raak te sien eintlik wat gaan aan om ons. We're doing it peer pressure, we're doing it because we feel neglected, we're doing it because we're hurt. Al die emosies kom intact en jy skyn op al die emosies pinpoint waar dit eintlik is nie. Ja. En saam met Eric's Voice, saam met ons staatlike kabinet, saam met Eric's Voice het ek het gevoel dat ek kan meer uitkom. Ek het meer met die mens gevind wie ek eintlik is. Okay. Ek is nog al die jare 'n people's person. Ek kan met mense kommunikeer, ek kan 3 tale praat, Afrikaans, Engels en Zulu praat hom vlot. Okay. Maar dit is wat ek geleer het in my jare. Ek is nog al die jare 'n people's person, maar weet jy wat my gemaak het? Deur my drug addiction and because of things I've went through in life, I can sit with people and talk to people.
oor enigiets, of dit nou 'n kar is, of dit nou 'n dwelm is, of dit oor 'n vliegtuig is, iets wat ek nie vanaf ken nie, gaan ek praat, ek gaan nie al van praat nie, maar ek gaan kan leer van dit dan af. Ja. Soos jouself is 'n pastoor, ek gaan nie net alles kan praat van die Bybel, maar ek gaan baie meer kan leer van jou. Ek bly maar nou stil, laat jy maar die praatwerk doen. Dus ek is by pad gegroei, jy steel my die ore en jy doen met die hande. Okay. Ek het maar so groot geword en het nog al die jare gewerk vir my. Sjoe. Kyk Quentin, so jy was op die strate. Jy was 'n rowwe man op Alberton se strate. So verstaan ek maar van wat ek hoor die mense sê vir my dat jy het beweeg tussen die gangs en goeters. En soos jy sê, toe jy gearresteer, nie soseer oor die dwelms wat jy gebruik het, maar oor die lewens wat jy geneem het. Yes, absoluut. En obviously die rooftogte en alles wat daarmee saamgaan. Waar het jy vrede gevind? Hoe dit gekom dat die Quentin van ouds, die gangster, die ou wat op die strate rondhardloop en Nigeriërs aanvat, iets wat ek dink nie ek sal dit ooit kan doen of wil doen nie, ek dink nie ek is braaf genoeg daarvoor nie, maar daai Quentin, teenoor die Quentin wat ek ken, so daai Quentin het ek glad nie geken nie, né? Die Quentin wat ek ken is 'n sagte ou wat omgee vir mense, 'n ou wat ingaan in plekke, seker maar nog steeds dieselfde brawe Quentin, wat nie omgee hoe die plek lyk of wie daar binne is nie. As daar iemand daar binne is wat jy kan uitsleep, as ek dit so kan sê, en hoop voor kan gee, dan gaan Quentin daarin. Absoluut. Wat was dit wat daardie verskil vir jou gemaak het? Waar het Quentin verander? Okay, laas jaar Maart was ek opgeneem by die polisie. Okay, ja, ek het stronder gejaag. Hulle het my opgeneem, hulle het my rarig sleg geslaan. Okay. My ribs gebreek, my enkel, my gewrigte gebreek. Hulle het my reg opgeneem. En ek was nog so besig met drugs gewees, maar ek het totaal begin dink. Dis nou nadat jy obviously vry was, nadat jy uitgekom het uit die... Ja nee, ek het uitgekom 2014. Ek is al 10 jaar buite. Okay. Ja, maar in die 10 jaar was ek alweer toegesluit, 'n paar keer toegesluit. En 2021, eintlik 2022 Oktober. Desember was ek toegesluit Oktober, Desember was ek gestraf vir 'n 2 jaar vonnis weer vir motorbike theft. Okay. Ek het uitgekom in 2023 June. 2024 Maart doen ek hulle my op. Gee jy jou pak slag. Die hulle my pak sla. Wat ek al nooit in my lewe gekry het so nie. Ek kan met klein, ek kan my dinge doen, ek kan my man staan. Nee, ek was nog nooit so aangerand in my lewe nie. Nou, jy's 'n kickboxing. Ja, nee, ek kan my gronde staan. Ja. Ek was nog nooit so opgeneem in my lewe nie. En dat jy sien jou lewe gaan verby jou in 'n paar sekondes. That changed me. So. That changed me. Ja. Toe ek nog drugs gebruik 'n bietjie en weet elke keer as ek drugs gebruik, ek het drugs gespuit. Ek was 'n kristelspuiter gewees. So elke keer as ek drugs gespuit het, doen dit nie meer wat dit gedoen het van tevore aan my nie. Because this doesn't work anymore. Ek koop R100 back en ek doen dit en dit werk nie meer nie. Wat dit het van tevore baie gedoen, nou doen dit meer dieselfde ding nie. En ons het al besluit ons gaan rehab toe, ek en 'n girls Bridget. En ons het afgekom na die punt toe van toe laas jaar June toe het ons aanvaar van Eric's Voice, ek weet hulle. Toe ons aanvaar het, toe gaan ons Vogwil. Ons het teruggekom, terug Alberton toe weer en toe het ek 'n relapse gehad. Met my relapse, net na my relapse, toe word ek gedoop en net so. Weet jy, as jy weet, jy het bloed op jou hande, en dan hoeveel jare dat jy jou fingerprints kan voel nie. Weet al, was jou hande, voel altyd olie op jou hande is. En toe ek uit die doopwater uitkom, toe ek so opsit, toe my so ophap, toe ek so gaan, dat jy kan voel, ek het fingerprints. Dus ek vir jare lank nie gehad het nie. Wat ek daar gehad het, maar wat ek self nie kon voel nie. It feels like a jelly, or it feels like a wax on your hands all the years. Omdat jy bloed op jou hande het, nee. Ja, dat is dinge wat sal seer maak. Dat is dinge maar, dit is part van lewe. Ja, seker nou nie, maar die dinge van die lewe nie, maar dit was nou my volgende vraag, jy weet. Nou is jy, ek luister die week van 'n ander vrou wat sê, as jy eers dwelms gebruik het, of vir alkoholist was, of gerook het, of wat ook al gedoen het,
jy's altyd 'n recovering addict, Yes. né? Ja. Jy's nooit wat jy kan recovered nie. recovered nie. Ja. Elke dag, al gebruik jy die res van jou lewe niks nie, die titel bly recovering Yes. addict. Ja. Okay. Jy's nou 'n recovering addict wat jou hart vir die Here gegee het, wat groot gedoop is. Soos jy sê, jy het bloed op jou hande gehad. Ek weet nie hoeveel lewens het jy geneem nie, en ek wil jou ook nie in 'n blik druk of in 'n hoek druk en sê jy moet nou vir ons own up hoeveel lewens het jy geneem nie. Dis tussen jou en God, né? Absoluut, absoluut. Okay. Jy het jou tyd gedoen. Jy het dit uitgedien. Jy het jou straf gedra daarvoor, né? Dra dit nog steeds. Maar dis nou wat ek wil vra. So volgens die hof, die regstelsel, het jy jou tyd uitgedien, Ja. né? Jy het dit gedoen. Maar in die aand as jy in jou bed klim, is dit Kom, daai gesigte kom nog op. Ek sal nog altyd in my drome. Daar's aande wat ek nie kan slaap nie. Daar's aande wat ek 2 uur in die oggend wakker word, 3 uur in die oggend wakker word, dat ek glad nie meer kan slaap nie. Daai backflash memory will always come back. En dit is jy dra nog steeds die vonnis van dit. Ja. Al weet jy iets vergewe van dit. Al weet jy almagtige Vader was by kruis vir dit vir jou. Al weet jy dit. Maar dit backflash memory, die duiwel gaan ons altyd met guilt en shame, gaan ons altyd tonter. Hy gaan altyd. En ek dink dis 'n belangrike punt waarby ek wil uitkom vandag. So, nie almal is moordenaars nie. Absoluut. Maar sonde is sonde. Ja, maak nie saak, daar's nie gewig op dit nie. En daar's baie mense daar buite wat, soos jy sê, hulle dalk nie bloed op hulle hande nie, maar hulle het iets anderste. Ja. Hulle het iets anderste wat jy in die aand in die bed gaan klim en in die ding ry jou. Né? En jy kry nie daai sielsvrede nie. En ek dink dis hoekom ons sê voorkoming is beter as genesing. Absoluut. Toe jy 13 jaar oud was, toe jy nou begin eksperimenteer het met hierdie goed. Jy het nooit in jou lewe seker toe gedink jy gaan eendag iemand se lewe neem. Nee, glad nie. Glad nie. Geliefdes, en dit is die probleem. Jy weet so, Quentin was op 'n plek in sy lewe waar aanvaarding was nie daar nie. Liefde was kort gewees. En hy het probeer om regdeur sy lewe empty spaces te vul met ander goeders. Absoluut. Ja, is waar. Met verkeerde vriendskappe, met verkeerde geselskap, wat in dwelms opgeëindig het. Wat hom op die einde van die dag 10 jaar van sy lewe uiteindelik verloor het. 18 jaar gefonnis, 8 is weggevat. 10 jaar van jou lewe wat jy eintlik jou vormingsjare vir jou volwasse lewe sou gewees het, né? So jy's 10 jaar terug eintlik, né? 10 jaar terug. Maar hy het sy tyd uitgedien. Hy het sy prys betaal. Maar een ding wat maak nie saak hoe lank hy in die tronk sit of waar ook al nie, die gewete. Sal daar wees. Die gewete sal altyd daar wees. En ek dink dis baie belangrik wanneer ons keuses maak in ons lewens om te weet daardie gewete sal jou vir ewig ry. Absoluut. Jy weet jy's vry in Christus. Jy ervaar dit. Maar jy weet ook ergens daar buite loop dalk kinders rond Sonder 'n sonder pa. 'n pa. Ja. Wat jou te doen is. Ja, sonder 'n pa. Ouers sonder hulle kind. Ouers sonder hulle kind. Mense het by 'n graf gestaan in Weem en gesê it was taken away. Ja. Too soon. This came too soon. As jy vandag 'n bemoedigende woorde kan gee vir mense daar buite. Mense daar buite wat tans vasgevang is en wat dit ook al is. Ons praat nie net van dwelms nie, dit kan drank wees, dit kan sigarette wees. Dit kan dobbel wees, dit kan enige tipe van verslawing wees. Yes. Werk, party mense is verslaaf aan werk, hulle kry nie genoeg van werk nie, hulle gesinne sien hulle nie. As jy woorde van bemoediging en aansporing vir mense kan gee, wat sal dit wees? Wat hulle sal maak om hulle mindset te verander. Om nie die pad te stap wat Quentin gestap het nie. Om te leer uit jou foute uit. Wat sal dit wees? Die eerste ding sal wees, begin jou Bybel te lees.
kom nader aan Jesus. Maar ook saam met gaan, jy moet eers 'n stap voor hom toe sit. En reik uit. Soos jy uit moet reik na God, om jou hand te vat, as like 'n tap. As soos die ouens wat in die kruiten is. As ons WWE gekyk het, hy tapping partners, tag partners. Jy moet tap, jy moet hom tag. Om jou te kan vasvat. Yes. Om jou te kan help. So moet jy weer uitreik ook. Dat jy moet uitreik na enige mense toe. Al is dit nou net 'n vriend, al is dit jou ouers, al is dit 'n loved one. Just to reach out. Like you're reaching out to the Bible, for Jesus to come closer to you, you must go closer to him. Jy moet uitreik na mense toe ook. Mense kan jou die regte berading gee. Mense kan jou die regte telefoonnommer gee. Mense kan jou die regte pad stuur. Maar ook keuses kom weer ek saam met dit. Maar wat ek sal sê is, first thing is, kom nader aan Jesus. Dis wat ek sal sê, ek myself. Want sonder my gewerk het. Dit vir my gewerk het. Dis wat vir my gewerk het. Ja, ek word groot in 'n Christenhuis. Ek moet skool toe gaan elke Sondag, ek word groot in 'n Christenhuis, maar my keuses het my verkeerde paai gevat. My vriende, my keuses, my pad aanhou, gaan kerk toe, maar ek wou nie hoor nie. Tot ek my pad moes stop het. En na ek my hele pad gestap het, al deur my dusty roads wat ek gegaan het, moes ek daarna, het ek na die Here toe gekom. En gesê, nou is ek op die einde, ek kan nie meer nie. I've hit rock bottom. Ek het my huis verloor, my kinders verloor, my karre verloor. I've hit rock bottom, I don't have nothing. I've only still got you, Lord, please help me now. En dis waar ek eintlik, dat agtergekom het, eintlik die Here is daar. So. Hy sal jou nooit verlaat nie, maak nie saak wat se tye dit is nie. Ja. Weet ons word groot met die foto van 'n prentjie maar die mannetjie loop en sien die voet met die 4 voete. En skielik sê net ou met 2 voetspore. Dan sê hy dan, but Jesus is carrying in the dark days. Weet jy, ek het nooit so lank gedink tot die dag wat ek besef het, dit is eintlik die waarheid. In my donkerste dae was die Here saam met my gewees. Hy het jou nooit verlaat nie. Hy het my nooit verlaat nie. Die Bybel sê ek sal nooit verlaat nie. En hy het my nooit verlaat nie, in my donkerste dae het hy my nooit verlaat nie. En die dae wat ek gedink het, ek het absoluut niks nie. I'm on the bottom of the earth, I don't have nothing. Was hy daar gewees? Sure. Daar wat ek nie kos gehad het, het hy vir my voorsien. Daar wat ek niks gehad het, was hy daar. Sê vir my, jy weet, vertel my 'n stalkie rondom Quentin. Ek hoor dit, ja. Ek hoop jy weet sal my vergewe vir hierdie ene. Sy het jou in 'n rehab gehad. En toe eendag toe jump jy wall. Yes. Dis waar by die labs gekom het. Ja. En sy het jou blykbaar gebel. Ja. Toe sê jy weet ek het nog net hierdie een jobbie. En toe sy weer sien toe sy gearresteer daardie aand. Vertel ons van daardie aand. Okay. Slimvang sy baas. Want ons praat nou oor keuses, né? Ja, slimvang sy baas. Ek is in Reben, kom van Vogwel af. Ek is by Eric's Voice by Wettele en ek besluit eendag ek gaan nou my dinge gaan doen. Ek het deur die muur gespring, ek het gaan relapse, weer drugs gaan gebruik en ek is toe die Saterdag as ek toe terug huis toe. Eintlik is so die Vrydag. So terug huis toe die Vrydag en ek het my foon gelos, my foon gecharge en ek weet die beplanning wat ek met my ouens gehad het, met die vriende gehad het. Ek het terug gegaan, ek kon net by gekry by die huis, by kom vrou te gaan nie. Ek kan nie laaste job om te gaan doen. Ek weet die job gaan 'n paar aan bring vir my dogtertjie, die job gaan 'n paar aan bring. Al is ek by die recovering center, weet ek my dinge gaan doen. Ek is 'n man, ek staan op my woord. As ek so iets gaan doen, gaan ek dit doen saam met jou. Maak nie saak wat se journey gaan stap met jou nie. Ek gaan my journey stap met jou tot die einde toe. Okay. So as ek stem met ietsie, gaan ek dit doen tot die einde toe. En as ek gestem het met ouens, met vriende, wat ek gaan doen, gaan ek dit doen. En ons is toe uit 4 wapens, kar, ons is toe 'n winkel gaan roof. Ouens wat logistics doen, hulle doen deliveries van laptops. Ja, ons het 'n plek gaan roof, ons op pad Soweto toe om dit af te gaan laai op die Soweto brug. Dan trek die polisie ons af. Kers met 4 wapens in die kar en gesteelde voertuig en al die items in die kar in. Sluit ons toe. Kos ons R30.000 om uit te kan kom. Ja, okay. Ons almal weet hoe die government. Maar kom ons sê dat een kant. Kos ons R30.000 om uit te kan kom. En dis wat ek besef het ook weer, weet jy wat? Dit werk nie. En die Sondag toe sy gedoop. Daai Sondag gaan na. Saterdag gebeur, Vrydag aand gebeur. Sondag toe word ek gedoop. Sondag toe ek in die water in sak. Toe ek opkom. Toe staan Corneille so, toe sê sy vir my, wat was dit? Toe het ek gevoel, iets kom uitknyt. Sy sê, Quentin, was al 3 van hulle. Angela was agter my, jy weet, was op my regterkant, Corneille was op my linkerkant.
Corneille se Quentin, daar's net iets in die water. Maar ek het so opgekom so, jy voel verligting. Ek kan nie beskryf vir jou nie, ek weet nie hoe om dit te beskryf vir jou nie. En hulle het my 4 keer gedoop. 4 keer in die water gedruk. Ek het al gedink hulle verdrink by. En maar ek het opgekom, toe ek opgekom het, die bevryding wat daar was. Die everything I've left it behind in the water. Alles. En jy het nooit weer. Nooit weer nie. Okay. Nooit weer nie. Ek was 'n ou gewees met motorfietsse. Ja. Kom maar gaan net so net so 'n klein drift gee. Ja, ek was stout. Ja, ek was ontsettend stout. Weet die ouers sal altyd gesê jy's gruwelik. Ek was gruwelik. Ek het 'n ding van motorfietsse. As ek 'n motorfiets gesien het, ek steel hom. So. Ja, nee, ek is baie goed met motorfietsse. Maar afgekom na 'n punt toe van na die doop, ek gaan ons miskien mall toe, ek gaan so 'n pastoor, ons op Pieter, ek gaan na kerk toe. As 'n motorfiets in die hart staan. Nou eers ding back in the days ek altyd gedink het, hoe gaan ek my kan steel? Hoe breek ek die computerbox uit 'n bom? Hoe breek ek sy ignition, gaan hy in limp houding gaan, wat gaan ek doen met hom eerste? Nou sê ek by 'n byklop en dis die laaste ding wat in my kop is. Die laaste ding wat ek aan dink eers. Jy wil hom nie meer ry nie. Ek sal hom ry, maar ek sal hom eers moet koop. Of moet leen, wettiglik moet leen. Ja. Nee, ja, okay, alright. So, hier is die Quentin. En ek dink daai storie van die wet het ek gevra dat jy moet vertel want jy het nie nodig gehad om my aand uit te gaan nie. Nee, ek het nie. Jy het mense gehad Wat my gecover het. wat om jou gerally het, wat jou ingeneem het, wat jou aanvaar het, wat jou liefde gegee het. Ja, absoluut. Absoluut. Maar tog het jy die verkeerde keuse gemaak. Ja. En weer eens was daar gevolge gewees. Maar ek dink die mooi ding is die wet kon jou gelos het. Sy het my gelos. Verstaan jy? Al woorde was gewees aan my, ek is nie gevaar aan te nie. Maar weet jy dat ons staan saam met jou. Ja. Ons staan saam met jou. Ja. Die vrou waarvan ons by die hele dinge wat ons met alles gereël het, toe ons alles daar gereël het, sy is die vrou wat die geld neergesit het om ons uit te haal. So. Sy het die geld neergesit, die wet hulle gesê hulle sal 'n paar rand insit, hulle het die laaste paar rand kort, maar die vrou het tot tafel gekom met die hele geld. So. Want die job was vir haar gewees. En sy het tot tafel toe gekom, ek was afgelei in Alberton, ek het Sondag toe ek huis toe loop, die Sondag toe wag die wet vir my by die huis. Sy sê ek wag vir jou, sy bel my sê ek wag net vir jou, kan ons ry. Ek het opgeloop in die straat, ek het vir Corneille 'n drukkie gegee, ek het begin uitbars in trane in die kar en na die Corneille, na die wet se huis toe gaan en daar het ons net begin met ons dag. So. Geliefdes, en dis die ding so, dit kom terug na keuses. Jesus wag vir ons met oop arms. Hy sal niemand verstoot nie. Quentin het meer as een tweede kans gekry. Jy het 'n Absoluut. paar ander kansse in jou lewe gekry. Ja. En elkeen van ons kry sulke kansse en ek wil net vir julle sê, as daar mense is wat nie hoop het nie. Quentin is verskriklik spyt oor die dinge wat hy gedoen het in sy verlede. Ja. As hy sy lewe kon anders te lewe, sou hy dit so gekies het. Absoluut. As jy nie hoop het nie, kontak ons. Gesels met ons. Ons sal graag uitreik na julle toe. Voordat jy daai keuses maak. As jy tans ergens vasgevang is in iets en u weet nie met wie om te gesels nie, praat met ons. As u wil weet hoe kom u nader aan die Here. Want dis al wat ons vry maak, want daardie vers in Johannes 8 vers 30 sê as Jesus ons vrygemaak het, waarlik vrygemaak het, sal ons vry wees. Amen. Quentin, ek waardeer jou dat jy bereid is om jou storie met ons te gedeel, het jou verhaal. Die storie, hulle sê storie is 'n fabel en 'n verhaal is 'n ware verhaal, né? So baie dankie dat jy bereid was om jou verhaal met ons te kom deel. Ons het baie dinge liewers uitgelaat want dis nie 'n horror show nie, dis 'n getuienis, né? Absoluut. Ja, Dis 'n getuienis van laat die Here ook moordenaars en verslaafdes kan gaan haal en met hulle pad kan stap. En die Here is nog ver nie klaar met jou nie. Dankie. Nee, ek weet, en ek glo almagtig hy is nie. Ek glo regtig sterk waar hy is nie. Die pad wat ek al loop is, dit wys my elke dag
The grace is there. God has got grace. Yes. Every day. Dit is ons grace. En die revelation of grace moet jy self kan raak sien. Op jou vandag. Die pad wat jy gestap het, die lewe waar jy gegaan het, gaan jy raak sien van hoe jou lewe verander het en ek weet ek stap nog op pad saam met hom. I've got a lekker journey to go, a really nice journey to go. And I'm enjoying this journey. Sure. En Mosaïek van Genade is ook nou nog nie klaar met Quentin nie. Soos nog nie klaar met jou nie. Ons gaan nog 'n bietjie ook 'n pad met jou stap. Dankie, Asai. En ons droom is om saam nader aan die Here te beweeg. Amen. Reg? Amen. Amen. En dankie vir jou vriendskap altyd, hè. Dankie. Ek is bly hier's 'n ou in 'n dorp wat ek weet wat my back het, hè. en ek bedoel dit nou nie snaaks nie, ek bedoel as ons iets doen, weet ek Quentin gaan daar wees. Quentin gaan sy alles gee. Quentin gaan nie bang wees nie en hy gaan nie skaam wees nie. Ja. En dankie vir jou ondersteuning en alles wat jy ook aan Mosaïek en aan Eric's Voice lewer en ons waardeer jou. Ons waardeer jou en ek wil net vir jou sê daar's baie mense wat kan sien hoe die Here reeds wonderwerke deur jou doen. Dankie, kom maar gaan so sê dankie. Ek moet dank wees vir al die mense om my. Die Here het almal op my pad gesit vir die regte redes. To uplift me, to make me keep going forward and not to keep looking back. En ek weet, almal is daar vir 'n season, of dit nou 'n maand is, 'n jaar is, 'n 10 jaar season is. We all are there for a season. In mekaar se lewens en maar die magtige Vader is daar vir 'n leeftyd. Vir ewigheid. Daar's hy. Pad hiernatoe in die bakkie het ons bietjie gesels en ek het vir jou gesê een van die dae kom die Here terug. Ja. En dis Quentin, jy gaan bevoorreg wees om jouself by sy voete neer te werp en te sê, Here, ek het nie woorde om my dank aan U te betuig nie. En ons het gesê dit is ons plan, dit is ons doel, dit is waarheen ons werk is om. That's why we're doing this. Yes, that's why. Om ander ook daar te kry. En ons wil dit net vir julle sê, Jesus kom terug. That's it. Een van die dae kom Jesus terug. En ek hoop van harte ek sal daar ek gaan daar wees en ek is seker Quentin gaan daar wees want die Here sal jou nie daar gaan haal het waar hy jou gaan haal het om jou net langs die pad weer te los nie. Verstaan? Maar ons hoop ook dat elkeen van julle wat sonder hoop is sal vashou aan daardie belofte en dit sal glo en sal sê Jesus kom weer. Jesus kom weer. Here help my om daar te wees. Help my dat ek daar sal wees. Ek wil ook U drukkie ervaar. Kom ons sluit die oë. Liewe Jesus, dankie vir die liefde en die genade. Vader, dankie dat Quentin bereid was om sy verhaal te vertel. Dankie dat hy daar buite kan sit. En ons vertel dit nie omdat ons wil brag of die verlede wil laat goed lyk nie. Ons vertel dit sodat mense kan weet dat gefalle mense ook die genade van God kan ervaar. En laat dit net kom en ons weet nie, dit is soos wat U gesê het in Johannes 3 dat daardie Heilige Gees beweeg, ons weet nie waar dit vandaan kom nie. Dis soos wat die wind waai. Dit kom net en dit werk deur ons lewens en dit vat ons saam met hom en dit gebruik ons en dit hervorm ons en dit herstel ons. En daarom bid ek ook dan spesiaal vir Quentin vandag, waar hy nog 'n pad het van herstel, wat U nog 'n groot werk het vir hom, dat hy nooit die hand sal laat gaan nie. Ons bid vir sy dogtertjie en ons wil alle lof en eer aan U gee, dat U hom ook in die vermoë gee, dat hy ook vir haar kan sorg en laat sy ook haar pa se liefde kan ervaar. Wil U haar ook bewaar en wil U haar ook gebruik, dat sy ook U groot genade kan sien wat U deur haar pa se lewe vir haar uitgegiet het. Wees asseblief met elkeen wat kyk hierna, elkeen wat 'n behoefte het vir verandering, vir hoop. Wees met hulle, liewe Heer, en tree vir hulle in en mag hulle
hier liefde ervaar en raak sien en stuur asseblief die regte mense op hulle weë. Mense wat verteenwoordigend van U sal wees, dat hulle God deur U, deur daardie mense kan ervaar. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Is ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. Amen.